Romeine 14 vers 22, die tema van my boodskap is, het jy geloof, hou dit vir jouself. Dis interessant. Het jy geloof, hou dit vir jouself. Hy sê Romeine 14:22, het jy geloof, hou dit vir jouself voor God. Salig is hy wat homself nie veroordeel in wat hy goedkeur nie. Ek wil hê jy moet verstaan dat ons leef in 'n tyd wat mense alles wil sê, alles wil bewys en alles wil wys wat hulle kan doen en moet doen en wat hulle glo en elkeen wil sy sê en elkeen wil uitkom met die stem harder as die ander een om te sê wat hulle wil uitbring, kom hulle duidelik mee uit. Maar Paulus skryf hier iets radikaals wat met ons praat en ek wil graag vanmôre hê jy moet saam met my kyk na hierdie gedeelte. Paulus praat hier van 'n geloof wat nie vir vertoning is nie. Paulus praat hier, hy sê daar's 'n geloof wat privaat is en daar's 'n geloof wat sterker is as dit stil bly. Ek wil hê jy moet mooi hoor vanmôre. Dis 'n geloof wat ons nie hoef te vertoon nie, is 'n geloof wat privaat is en is 'n geloof wat sterker is wanneer ek stil bly daaroor as wat ek dit amper sê ek uitblaker, maar daar is dit ook, is 'n mooi Afrikaanse woord. Nou ek wil hê jy moet verstaan, hierdie teks gaan nie oor 'n swak geloof nie, dit gaan oor volwasse geloof. Die konteks waaroor Paulus hier praat met ons in Romeine 14, dit handel eintlik oor eet en drink, wat jy mag eet en nie mag eet nie, en dit gaan baie oor die wettiese gebruike van dit mag ek inneem en dit mag ek nie inneem nie, en dan gaan dit oor die heilige dae, die sabbate, die ouens wat voel die dag en die ander dag, en dan ook oor persoonlike oortuigings, as jy Romeine 14 gaan lees, sal jy dit baie mooi verstaan. En met al hierdie goeters kan ons sien, dit is waaroor dit handel en dis waar rondom hierdie geloofsaak wat Paulus aanspreek werk. So dis sekondêre sake, dit is nie die reddingsgeloof van die dag as ek Jesus aanneem en ek kom tot redding nie. Hierdie is 'n ander geloof waarvan Paulus praat. Hy sê party het vryheid, party het 'n swak gewete. Liefde moet altyd hoër wees as om reg te wees. Amen. Hier is so 'n goeie huwelikstip. Kom ons sê hom weer stadig. Liefde moet altyd hoër wees as reg wees. As iemand wat sê, I'm either happy or I'm right. I'm a happy man. Okay, kom ons gaan aan. My vrou gee my net daai kyk. Maar ek's happy, hoor. Okay. Jou geloof mag jou toelaat om iets te doen, maar liefde vra soms dat jy dit eerder nie sal doen nie. Het jy so iets beleef, begin dit nou vir jy sin maak, dat ek kan volgens oortuiging en vir dit wat ek voor die Here weet, kan ek oor sekere goed voel, ek mag hierdie goed doen, dis vir my nie verkeerd nie. Maar terwille van die liefde vir iemand wat swak is, en Paulus skryf dit mooi, terwille van hom wat swak is, sal ek dit nou maar nie doen nie. Maar ek wil nou vir jou by sê, nee. As ek daarom nou maar saam met een van hierdie vegetariërs kuier, sal my kuiertjies beperk moet wees. Want ek gaan werklik waar nie kan nee sê vir 'n steak of 'n choppie nie. Hy sien daai kos van die diere en ek sien die dier raak. Ons kyk maar anders na die saak. So ons het respek vir mekaar, maar as ek mos nou weet dit laat iemand struikel, dan het my liefde wat in my is van Christus sê vir my, hoor jy moet nie dit doen nie, jy kan iemand afsit, jy kan iemand seermaak, en dan terwille van hulle gewete, sê die Bybel, doen jy dit dan nie. Baie mense doen dit uit gesondheidsredes, dit is 'n ander saak, maar ongelukkig is daar baie mense wat uit geloofsredes doen, en daarvan praat Paulus, hy sê omdat hulle swak is, eet hulle nie vleis nie. Het jy dit gelees? So as jy wil sterker raak, eet bietjie, nee, as dit gesondheidsredes asseblief bly by my, is net vir interessantheid. As dit 'n geloofsoortuiging is, kom na my toe, ek sê jou baie mooi help in die Bybel. Amen. Nou, hy sê, het jy geloof? Dan sê antwoord ja, maar wat 'n soort geloof het jy? Wat 'n soort geloof het jy? Hier praat Paulus nie van reddende geloof nie, maar van 'n persoonlike oortuiging en geestelike volwassenheid. Nie alles wat jy kan doen, moet jy wys nie. Nie alles wat God jou toelaat, is vir almal bedoel nie. Ware geloof het selfbeheersing. Het jy hom?
Ware geloof het selfbeheersing. Dis groot woorde. Ek wil hê jy moet hier 'n bietjie kou. Hou dit vir jouself voor God, sê hy. Hier is 'n belangrike waarheid hierin. Nie alle geloof is vir openbare debat nie. Daar is dinge wat tussen jou en God is. Daar's dinge wat persoonlik jou wandel in God raak. Jou vryheid is wat jou vryheid is, maar nie 'n ander se nie. En ek wil hê jy moet hier goed verstaan, geestelike volwassenheid is om te weet wanneer om stil te bly. Vrouens stik net so 'n bietjie aan die mans. Geestelike volwassenheid is om te weet wanneer om stil te bly. Jesus het dit self gedoen. As jy gaan kyk, hy het nie alles verklaar nie. Hy het soms geswyg en hy het nie gegaan om elke debat te wen nie. Hy het baie keer net geswyg. Want daar is daai geloof wat jy eerder vir jouself moet hou. Die gevaar van openbare geloof sonder wysheid is, dis iets wat ek baie keer wil afdwing. Jy moet so maak want ek maak so. Ek voel so, dit is wat die Here sê en party mense raak driftig daaroor. Dis wanneer die salesman na vore kom, nê. Jy moet so maak, nee, maar dit is so, die Here het dit gewys. Ek wil vir jou sê, hou daai geloof vir jouself. Want God werk met elkeen op sy eie meriete, op sy eie tyd. Amen. Amen. Want wanneer ek geloof afdwing, kan ek 'n boetie of 'n sussie laat struikel. Ek kan 'n skuldgevoel opwek en dis nogal iets wat die kerk goed gedoen het deur die jare. En dit kan verdeeldheid saai. Romeine 14 vers 13 sê, laat ons dan nie meer mekaar oordeel nie, maar besluit dit liewer om die broeder geen struikelblok of ergernis in die weg te lê nie. Nou wat sê hy daar? Laat ons dan nie mekaar oordeel nie, maar besluit dit liewer om die broeder geen struikelblok of ergernis in die weg te lê nie. Moet eerder nie alles vertel wat ek wil vertel. Ek het snaaks so goed deurgegaan hulle in die kerk. Wat pastore 'n sekere oortuiging het, en dan kom hy en dan begin hy sommer daar, ons hou broodjies een aand na diens. Dan begin hy en tel hy goed so op en kyk jy daar oral. Toe hy derde broodjie so kyk, want nou wil hy kyk of daar vark op is. Toe sê ek hoop oom se hande is gewas. Kyk hy my so aan. Jy vat nie aan my brood met jou hand nie. Dis sê jy my vrou is of iemand wat ek baie like. Amen. Jy vat hy met sy vuil hande in die brood. Ek sê ek hoop hy hande is gewas. Ja, julle sit mos enige ietsie op. Ek sê die Bybel sê dan oom se wet sê oom mag nie navraag doen nie. Nou grou oom dan in ons brood. Moet dan nie eet nie, gaan drink koffie. Ek wil vandag hê jy moet weet, luister, dat wanneer jy voel jy mag iets nie doen nie, is dit jou saak. En dan wil ek vir jou sê, as dit jou oortuiging is, en jy voel, want baie mense voel, hulle het by die Here gekry. Ek wil gou vir jou een ding sê, jy gaan bitter min by die Here iets kry wat teenstrydig met die Bybel is. Dis nie God nie, dis 'n gevoel. En as jy allergies is vir vark, beteken dit nie vark is sonde nie, want ek is allergies vir koue, en koue is nie sonde nie. Amen. As jy allergies is vir iets, kan jy dit nie as 'n teken van die Here vat nie. Hete my een vriend was allergies vir biltong, iets in die spice, en hy was allergies vir kaas. Ek sê eerder sê, sit my uit. Verbeel jou nou, ek moet nou, alle biltong is sonde en alle suiwelprodukte. Dan wil ek nie meer lewe nie. Amen. Yes, wat's lekkerer as so 'n lekker geel vetjie, man, hy stukkie hartaanval is mos mooi. So lekker vingerbreedte. Hy voel sommer lekker. Ek wil hê jy moet verstaan, daar's goed wat God vir jou oortuiging gee. Bly op daai oortuiging. As die Here vir jou sê, hy sê vir Pastor Dion, luister, jy moet die Sondag vir my heilig. Jy mag niks doen op 'n Sondag behalwe kerk toe gaan en gaan slaap en dan Maandag opstaan nie. Is dit nie te sê God sê dit vir almal nie? Dis sy oortuiging, want hy luister nie andersins om rustig te raak nie. Ek het by geleentheid, ek het my hare altyd so 'n kalk opgesny, so op 'n 1 of 'n 2. Daai tyd was ek bietjie jonger as nou. En eendag toe ek dit weer doen, toe sê die Here vir my, moenie dit doen nie. Nou wonder ek, wat's nou fout met dit? Ek het tot 'n skrif gehad, Paulus het 'n verbond gemaak en hy het ook so eie hare geskeer. Toe dink ek, nee, weet jy wat?
Die Here het dit vir my gesê. Ek het nooit geen evangelie maak nie. Vir Bellio, ek het vir almal gaan vertel as jy hare sny is dit sonde. Stellig nie, dis nie sonde nie. Daar's geen skrif dat dit sonde is nie. Maar die Here het vir my, Jacques, iets gesê, maar dit was iets anders. Hoekom? Ek gaan dit nie nou met julle deel nie. Daar's 'n rede hoekom die Here vir my gesê het ek mag dit nie doen nie. Daar's baie keer wat die Here in jou hart lê, jy mag seker goed nie doen nie. Dan is dit goed om dit vir jouself te behou, maar jy kan nie almal gaan veroordeel wat nie soos jy maak nie. En ek wil hê jy moet dit weet. Ek het in die begin het gesê, ek kom uit 'n streng Pinkster kerk uit. Ek is baie lief vir die kerk waar ek uit vandaan kom, of ek het baie respek vir dit. En nou kom ek hier in en ek sit skielik van uiters konservatief met uiters liberale mense. So ek weet nou nie meer nie. Die een kom met 'n pakkie soet en die ander een kom met kortbroek en plakkies. Dan dink ek, Here, hierdie is nou 'n taamlike mengelmoes kardoes. Nou sit ek en kyk, wat moet ek doen? En weet jy, die Here sê vir my een ding. Leer die mense om mekaar uit te los en my te dien. En dis waaroor dit gaan. Kom ons dien die Here, man. Kom ons dien die Meester. Kom ons maak sy naam groot. Een nou se broekie is lank, en een se broekie is kort. Van hulle se lang broekie gaan soos 'n kort broekie aan my lyk. So, wat ek vir jou wil sê, doen wat jy voel jy moet doen. Dien die Here. Maar moenie vir aanhou 'n struikelblok wees deur hulle te wil oortuig om jou opinie na te gaan nie. Daar's mense, sê ek nou vir jou, wat hy noem so 'n paar woorde wat vir my baie moeilik is om te aanvaar in my vocabulary, in my woordeskat of my groep woordjies wat ek gebruik. Dit sal vir my nie pas nie, vir my is dit sonde. Maar vir hulle is dit nog nie sonde nie, want hulle kom van iets anders af. Dalk moet ek leer om dit vir myself te hou. Dalk moet ek leer om daai geloof vir myself te hou en nie altyd iemand te probeer veroordeel of iemand wil oorreed of oortuig om soos ek te wees nie. Gee mekaar 'n kans om te leef soos wat die Here wil hê jy moet lewe en moet vir mekaar nie 'n struikelblok of 'n ergernis in die weg lê nie, sê die woord. So mooi, Romeine 14:13. Jou geloof mag reg wees, maar jou manier kan verkeerd wees. Dis 'n groot ding, hè. Het jy al hierdie een beleef? Jy het dalk die regte manier, die regte woorde of die geloof, maar jou manier is verkeerd. Ek sê, dit gaan nie altyd oor wat jy sê nie, dit gaan oor hoe jy dit sê. Amen? Dis soos wanneer jou vrou vir jou vra, hoe lyk jy? Dis baie belangrik om te let hoe jy gaan antwoord daar. Wat jy gaan antwoord is irrelevant. Daar's moeilikheid. Maar hoe jy dit kan doen, kan vir jou so 'n bietjie minder straf of vonnis oplê as andersins. Amen. Salig is hy wat homself nie veroordeel nie. Hier is die seën in innerlike vrede, skoon gewete en geen selfveroordeling nie. Ek is deur niks veroordeel nie, want Christus het my vrygemaak. Ek eet wat ek wil, want Christus het my vrygemaak. Ek lewe 'n lewe voor Christus, want hy het my vrygemaak. Ek leef nie in sonde nie. Nee, ek gaan doen die sonde en ek voel, nee, die genade is nou 'n vrybrief vir sonde nie. My Bybel skryf verduidelik, genade is geen vrybrief vir sonde nie, maar dit verlos ons van die heerskappy daarvan. Maar op die einde van die dag, gaan ek my nou deur jou verwronge idee en gewete my laat bind. Verbeel jy nou is iemand hier wat sê, ek hou nie van pastoor met sy pink hempie nie. Wil ek vir jou sê, gaan bietjie loftes toe. Ek wil vandag vir jou sê, ek het nie 'n saak hoe jy voel nie. As jy nie van hou nie, maak jou oë toe, bly jy in aanbidding vir my. Want as ek alles by jou moet aanpas, wat gaan ek doen op die einde van die dag? Sny ons hare, dan mou hulle is kort. Sny jy dit kort, dan mou hulle is, of laat jy dit groei, dan mou hulle is te lank. Kry ek bietjie gewig by en sê, Jesus pastoor, jy raak vet. Verloor ek gewig en sê hulle, o, is jy nou 'n geraamte? O, jy lyk siek. Nee, jy lyk goed. Jy kan nie almal tevrede hou nie. Dien jy net die Here. Amen. Kom ons gaan aan. Nou, wanneer jou geloof uit liefde vloei, deur wysheid gelei word en voor God bevestig is, dan leef jy salig, nie skuldgedrewe nie. Wanneer dit wat ek doen uit liefde is, uit wysheid is, en deur God bevestig is in sy woord, wil ek vir jou sê, sal niemand veroordeling verder oor jou spreek nie, moet dit nie vat nie. Amen. Vra vandag vir jouself, dit wat ek doen, doen ek dit?
En help dit ander om nader aan Christus te kom? Of is dit wat ek doen afsitlik? Ek onthou 'n kuier vir my vroutjie daai jare. So ek so amper 27 jaar terug. Gaan kuier ek vir haar. Nou is daar 'n mannetjie wat daai tyd in die jeugaksie was. Nou dis die heilige broeders wat sy ouers duur betaal het om hulle daar te hou. Sodat hy die land kan gaan en 'n vrou kan soek. Is wat baie van die aksies maar doen. Maar okay, sy het daar my gekry. So terwyl ons nou gaan sit en kuier, sien ek hierdie man het 'n notaboek. Ek dog hy notuleer alles wat ek vir haar sê. Toe besef ek dat die siel skryf eintlik alles neer wat hy skielik in sy gedagtes voel of dink en wat sonde kan wees, skryf hy neer dat hy dit kan uitbely. Ek sê Boeta, jy's besig hoor. Jesus, want hy skryf in daai boekie, hy lyk soos een of ander ou wat notules vat. Toe sit nou elke dingetjie wat hy net wil regmaak, hy's kwaad vir die waiter. Bekeer jou opskryf. Jy kan nie vir almal kwaad wees en heeldag skryf nie. Hy skryf naderhand so baie, ek dog, Here, ek soek nie hierdie man se lewe nie. En weet jy wat? Hy het dit so oordoen. 'n Paar maande daarna weggesy en vandag sukkel hy die nie eers die Here nie. Want jy wil goed oordoen om vir ander te wys ek gaan nou heilig lewe. Moenie goed doen omdat jy ander iets wil wys nie. As jy iets doen, doen dit omdat jy die Here liefhet vir wie hy is. Amen. Kom ons dien die Here met liefde, met oorgawe en dan sien hy ons raak en dis alwaaroor dit gaan. Ek moet kyk dat dit wat ek doen of dit ander nader aan Christus bring. Bou dit op of breek dit af? Dit wat jy vir iemand wil sê, gaan dink eers daaroor. Bou dit of breek dit af? En is my reg? Is dit my reg of is dit God se wil? Onthou, goed kan my reg wees, maar as dit nie God se wil is nie, is dit nie reg nie. Die regte ding op verkeerde tyd is nie reg nie. Soms is die mees geestelike ding wat jy kan doen om niks te sê nie. Is een van die sterkste wapens is om soms net niks te sê nie. Ware geloof skreeu nie, dit bewys nie, dit dwing nie af nie. Ware geloof rus in God, dit wandel in liefde en dit kies wysheid bo wat reg is. En ek wil hê jy moet verstaan, het jy geloof, behou dit vir jouself. Behou dit vir jouself en raak stil eerder as jy met iemand in argument wil gaan oor alles wat jy glo, want dit breek af. Ek het vir jou 'n verhaaltjie van 'n man, 'n sterk man. Hy was 'n man wat baie sterk is en hy kon baie dra en hy kon vinnig loop. En hy kon swaar goed dra. Maar as hy saam met die kinders geloop het, het hy skielik bietjie minder gevat en hy het stadiger geloop. Nie omdat hy swak was nie, maar omdat hy verantwoordelik was teenoor die kinders. En ek wil jy moet verstaan, die samevatting hiervan is geestelike volwassenheid is nie om te wys hoe sterk jy is nie, maar om jou krag aan te pas by wie langs jou loop. Ek gaan dit weer sê. Geestelike volwassenheid is nie om te wys hoe sterk jy is nie, maar om jou krag aan te pas vir die persoon wat langs jou loop. Want wat baat dit my, ek wil wys ek is so sterk, maar ek is eintlik afsitlik vir hulle. En hulle stel nie belang nie, want hulle voel hulle gaan nooit by my kan uitkom nie. Ek onthou vroeër jare, toe ek nou nog nie in die bediening was, dan kom die pastoor en sê hulle vir my, broer, van 'n Vrydagmiddag af, dan sluit ek myself maar toe in die kamer en ek wag voor God. Hulle het hom so uitgedruk, dan wag ek voor God. En dan bid ek, en ek roep die aangesig van God. En Sondagmôre stap ek uit. Dan luister ek na sy boodskap, dan meen ek, dit is baie nice van jou. Maar dit wat jy nou gaan soek het vir 2 dae en 3 nagte, het ek gekry in 10 minute in 'n opregte gesprek met God. Is dit omdat jy my wil vermaak met hoe lank jy voor God wag? Of gaan jy vir my wys uit jou lewe dat jy 'n ontmoeting met God gehad? 'n Wyse man het by geleentheid gesê, gaan verkondig die evangelie, red die wêreld, as dit nodig is, sit 'n paar woorde by. Moenie vir my vertel wat jy doen nie. Wys dit vir my deur 'n verandering in jou lewe.
Moenie vir my wil vertel hoe groot jy is en alles wat jy vermag het nie. Wys dit vir my deur 'n verandering in jou lewe, deur Christus gestalte wat na vore kom. Sê amen. Amen is belangrik. Nie alles wat ek mag doen, moet ek doen nie, want liefde loop altyd stadiger as vryheid. Onthou hierdie een, jy kan hom neerskryf. Nie alles wat ek mag doen, moet ek doen nie, want liefde loop altyd stadiger as vryheid.